Here, wat 'n voorreg om te weet, ons kan so naby by U kom, Here, ons kan so naby wees dat U ons vasdruk teen die Vaderbors. Here, dankie dat ons vanaand die tekens in ons hande hou wat vir ons die bewys is, die herinnering is van hoe naby ons aan U kan wees deur dit wat Jesus kom doen het. Here, is ons gebed vanaand dat dit waar ons vanaand praat, ons ook baie naby aan U sal beweeg, Here, waar dit dalk een van die onderwerpe is waar ons die verste van U af voel en waar ons die verste leef van dit wat U bedoel het af. Help ons om vanaand net weer te ontdek wat is U hart, Here, en terug te kom na dit toe. En dankie, Here, dat wanneer ons besig is met U woord, wanneer ons voor U kom staan, Here, ons hier is, want ons het die behoefte om te hoor wat U sê. Ons wil nie weet wat sê die wêreld nie, ons wil nie weet wat sê die internet nie, ons wil weet wat sê U. En dankie ook, Here, dat wanneer ons U woord hoor, ons dit kan hoor op die manier wat dit bedoel is om gehoor te word, dat dit vir ons lewe sal gee, nie veroordeling nie, nie dood nie, nie skuld nie, maar lewe, en dat ons vanaand by U, Here, weer 'n nuwe lewe sal kom ontvang. Dankie dat ons dit kan bid, Hemelse Here, in die naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons is besig met die reeks oor verhouding, naakte waarhede, en vanaand is ons so 'n bietjie by die naakte gedeelte. En ek dink die hele punt van die reeks, en julle sal agtergekom het, hoe gaan ons heeltyd terug na die begin toe, na Genesis toe, gaan oor die mees basiese, die wese van wie ons is en wie God ons geskep het om te wees. En dis hoekom die reeks praat oor verhoudings. Dat ons geskep is vir verhoudings, met God, met mekaar, en deel van dit is ook liefdesverhoudings. 'n Groot deel van dit, 'n belangrike deel van dit, is liefdesverhoudings. En dan weet ons, en gelukkig is julle almal oud genoeg dat ons nou lekker hieroor kan gesels, dat een van die onderwerpe wat 'n baie groot rol speel in die wêreld en in ons lewens is seks. Dat in musiek, in series, in flieks, in boeke, seks 'n groot deel speel van waaraan ons blootgestel word. En of dit deel is van jou daaglikse leefstyl, maak nie saak nie, want ek is seker daarvan, as jy enigiets anders as Disney kyk, dan sien jy ook iets van dit. Alhoewel daar mense is wat sê Disney het allerlei weird boodskappe tussenin, jy moet net mooi kyk. Die probleem is dat wanneer ons oor die onderwerp wil praat, die Bybel eintlik niks sê nie. En jy weet dit dalk al, want jy het dit gaan soek en toe jou dominee en jou ma verkeerd bewys, maar nêrens in die Bybel staan daar, jy mag nie seks hê voor huwelik nie. Die Bybel praat nêrens oor hoe date jy nie, hoe moet jy op 'n gesonde manier met iemand uitgaan, hoe moet jou liefde, jou romantiese liefde, die passie wat jy ook in jou hart het teenoor die persoon wat groei, hoe moet jy dit uitleef, wat is mooi, wat is vir God goed nie. Al wie daaroor praat is die wêreld. En die rede hoekom die Bybel nie daaroor praat nie, is nie omdat God nie iets daaroor te sê het nie, dis omdat dit regtig net nie 'n issue was vir die mense in die Bybelse tyd nie, want hulle was met vooraf gereelde huwelike besig. Met ander woorde, die oomblik wat jy man geword het, en eintlik het hulle gewoonlik vir die vrou gewag, wat sy vrou geword het, het sy getrou. So voordat sy getroud was, het sy ook nog nie hormone gehad nie, het hy nog nie hormone gehad het nie. Vir wie van julle was versoeking 'n issue toe jy 12 was? Wie van julle moes julle self in toom hou? Moet eerder nie sê as jy moes nie, dit is ook waar, nee. Ons hou maar die ligte af, laat ons nie hoef te weet nie. So vir die mense in die Bybelse tyd en in die kultuur, die tradisie waarin hulle gestaan het, was hierdie net nie 'n issue nie, en daarom skryf die Bybel nie daaroor nie. So vanaand wil ons graag soek en saam ontdek, maar wat is dit dan as ons kinders van die Here is en ons wil graag op 'n manier leef en op 'n manier in verhoudings leef wat vir hom goed en aanneemlik is? Hoe moet ons hieroor dink? Wat is oukei? Want ek wil vir jou sê, as jy in 'n verhouding is, en as jy nie nou is nie, maar jy is eendag, en dis vir jou geen probleem nie. Jy het geen begeerte om by daai persoon te wees of hulle te soen nie, dan is dit 10 nie die regte een vir jou nie, okay? Wees vriende. Hierdie moet amper vir jou 'n issue wees voor jy trou. En jy is jonk genoeg dat jy dalk 'n rukkie gaan moet uitgaan voor jy kan trou. Toe ek op skool was, het ek met so 'n bietjie in my aftyd met grydyns geteel. So ek het toe vir my 'n reën gekoop en 'n TV gekoop. En die groot ding met as jy met enige hondeteelery is, hulle mag die kleintjies kry voor hulle nie 'n jaar oud is nie, maar dan kan jy hulle nie registreer nie. Hulle wil nou nie kinderhandel, jy weet, promote nie. So toe die TV nou die eerste keer op hitte is, toe gaan sit ek nou mooi met hulle kan daarom sit met 'n bino, sê sit, en toe het ek nou met hulle die talk. En ek verduidelik toe vir hulle, luister hier,
Hier is die rede hoekom julle asseblief hierdie ronde net moet uithou. Bly weg van mekaar af, julle is te jonkie voor, daar gaan 'n tyd kom waar dit alright gaan wees, wag net hierdie ronde. En dit was 'n uiters suksesvolle gesprek, julle kan dink. 3 dae na die TV se eerste verjaarsdag is die werpsel gebore. So hulle het dit daarom gemaak. Maar, natuurlik het dit nie gewerk nie. Hoekom nie? En niemand was verbaas daaroor nie, behalwe ek. Want hulle is diere. En diere reageer op instink. En dit is so eenvoudig soos dit. En niemand neem hulle daar kwaadlik nie. Sal ooit in die wildtuin was, of National Geographic of iets gekyk het, sal jy weet, diere reageer op instink. En dis een manier hoe ons oor hierdie onderwerp kan dink. Dat dit mag gaan oor wat is ons instink. So aan die einde van matriek, na die laaste vraestel is daar 'n tradisie, 'n ritueel, wat oor baie jare al plaasvind. Die venue het bietjie geskuif, maar dit bly in beginsel dieselfde. En ons ken dit nou as pletterage. Ken julle dit? Sien jy jouself? Moenie sê nie, soos weer by die eerste vraag. En hierdie is 'n tyd wat, en dis nog altyd so julle, dit het nie begin in onlangse tye nie, dit was net altyd Maagheid. Of is dit nog vir party mense Maagheid? Okay, ons sal nie vra nie. Maar hierdie is 'n tyd, dis 'n week of 'n paar dae waarin jy jouself kan laat gaan. Waarin jy sê, luister hier, vir hierdie week gaan ek nie worry oor enige iets nie, ek gaan myself 'n bietjie laat gaan, ek gaan ingee, ek gaan myself bietjie verloor. En wat ons sien in die behoefte en in hierdie ritueel, en dis in meeste kulture so, hier is nou maar net ons in, is dat dit wat vir my lekker is vir hierdie week die prioriteit. As iets goed voel, is dit reg. As iets goed voel, dan doen ek dit. Want ek's jonk en vry, die wêreld is aan my voete, ek het my hele toekoms voor, hierdie week gaan ek myself geniet. En dan luister ek so die stories. Ek het so 'n paar video's gaan kyk. Ek weet nie of dit 'n goeie ding was nie oor pletterage. Maar nou hoor ek, as jy na die tyd mense praat en selfs daar hoe begin die stories. Ek kan nie glo ek het. Julle kan ook self dink aan Joel. Ons het ook so 'n tyd, nê. Ons was heeltemal buite onsself. Ek was so van my gesig af, ek weet nie eers wat met my gebeur het nie. As jy die video's kyk, dan sien jy die tonele, en dit gaan dan nie meer net oor 'n lekker tyd hê nie. Die vraag wat jy vir jouself moet vra is, wat beteken dit vir ons om ten volle mens te wees? Want is dit waar dit gaan? Ek gaan my oorgee aan my menslikheid. So wat is dit dan om ten volle mens te wees? Want ek weet nie hoekom nie, ons het hierdie begeerte en die versoeking is vir ons so groot om ons gewete te ignoreer, op te hou dink oor wat is die groter doel van my lewe, ek wil nou ophou oor al hierdie moeilike goed dink, prys gee wat dit beteken om regtig mens te wees, en dan tree ons op soos diere, en ek het dit gesien, en jy kan op YouTube die video's gaan kyk, as jy nou al oor jou eie rage ervaring is. Met ander woorde, en jy sien dit op die Joelplaas ook, jy's daarom nie meer Interwir of Interblur nie, maar hy's Potch Vegas en hy was Potch Rock, of wat was gisteraan. As ek die som totaal is van al my drange en my keuses en dit wat ek doen op die eind van die dag net bestaan uit wat my drange is, dan is ek nie veel anders as 'n dier nie. Dink aan stellings soos plesierdier, party animal. Ons het mekaar gevat. Daai meisie is wild. Basic instinct. Dis so asof ons nie beheer het nie. Ek bel die suster by die gesondheidssentrum die week om bietjie statistiek op julle te kry en julle gedrag. En sy sê vir my, ek sê vir haar, wat is haar, as sy nou vir my moet sê, wat is haar gevolgtrekking oor alles? Sy sê, die studente moet net ophou seks hê. Maar dit gaan nooit gebeur nie. Sê ek vir baie dankie vir die insig. Dit is heel wetenskaplik. Ek sal dit so gebruik. Maar hoor net wat sê sy klaar vir my, die studente moet net ophou seks hê, maar dit sal nooit gebeur nie. Want hoekom nie? Want studente is nie mense nie, ons almal maak daai grappie, is dit eintlik waar dit gaan? Hulle kan hulle self net nie help nie. Die
Die Grieke het 'n uitdrukking gehad, kos is vir die maag en die maag is vir kos. En in 1 Korintiërs 6 hanteer Paulus juis hierdie stelling, en as jy soeklig toe kom, wat ons Bybelskool aksie is op Dinsdae, is jy welkom, ons gaan juis hierdie hoofstuk die week doen, so daar kan jy 'n bietjie meer insig kry, maar hulle het 'n uitdrukking wat sê, kos is vir die maag en die maag is vir kos, en wat dit beteken is, jy as mens het sekere behoeftes, en vir daai behoeftes is daar sekere oplossings. As jy moeg is daar iets soos slaap, jy kan slaap, en as jy honger is daar iets soos kos, jy kan eet, en as jy lus is daar iets soos seks, jy kan dit hê. En dis so eenvoudig soos hulle daaroor gedink het, dit gaan oor jou liggaam, oor niks meer nie. En dan kom Paulus in hierdie hoofstuk en hy sê, wow, eintlik al in hoofstuk 3, maar jou liggaam is 'n tempel. En hy gebruik hierdie beeld sodat hulle nie moet dink oor hulle liggaam en dit wat God vir hulle gegee het, want 'n tempel vir die mense in die vroeë tyd, ons ken dit nie so goed nie, want ons het nie tempels nie, maar 'n tempel is die plek waar hemel en aarde mekaar ontmoet. Dis hoekom dit 'n heilige plek is. En Paulus sê, deur die Heilige Gees wat uitgestort het, is jy daai plek, want God is in jou, so hemel en aarde ontmoet mekaar, en hy probeer vir hulle help om anders te dink oor hulle liggame, dat hulle nie diere is nie, dat hulle nie net eet as hulle honger is en slaap as hulle moeg is nie, maar dat dit gaan oor meer. Ons is nie net die versameling van ons drange en ons behoeftes nie, ons is 'n wese waarin God woon. Dat om so eenvoudig te dink soos, wel, ek kan myself nie help nie, is 'n lae manier van dink oor jou mens wees. Die gevaar is dat die alternatief is dat die pendulum heeltemal na die ander kant toe swaai, né? En dis dalk so bietjie waar ons baie keer in die kerk staan, en dis om heeltemal te ontken dat enige iemand wat 'n kind van die Here is, enige begeertes ooit kan hê. Wie van julle se ouers het met julle die talk gehad? Selfs ouers is bang en weet nie lekker hoe om oor seks met hulle kinders te praat nie. Die kerk praat nie oor hierdie onderwerp nie, buiten om te sê, assies nee. Skaam vir jou. Ons hoor net wat ons nie mag doen nie en wat negatief is, soveel so, dat selfs wanneer mense getroud is, dit vir hulle issue is in hulle huwelik, want hulle bly skuldig voel as hulle seks het, want dis dan so stout en verkeerd. Ons het die mooi selfs wat God gegee het, weggevat, deur te ontken, dat dit iets is wat van God kom. So ons het die een kant waar die wêreld vir ons skets, ons is soos diere, en ons het die ander kant waar die kerk vir ons probeer vertel, en jou ouers dalk, ons moet soos engele wees, wat net nie begeertes het nie, en wat nooit niks wil doen nie. Maar dis twee uiterstes. Die vraag is, wat gebeur tussenin? Want God het, toe hy geskep het, en ons het oor die skepingsverhaal al 'n paar keer gepraat, het hy geskep van chaos na orde. So hy het progressief geskep. Na hemelwesens, na diere, skep hy mense. En wanneer hy mense skep, gebeur 'n amazing ding, hy skep hulle in sy eie beeld. So mense is dus 'n stukkie nader aan God as diere of selfs engele. Dink gou daaroor. Daar's 'n hoër bewustheid. Wanneer laas was jou hond ongelukkig, want sy lewe gaan nêrens nie. Hy jaag sy stert en hy jaag sy stert. Maar alles kom tot niks, baie soos die prediker. Of jou kat bepeins, wat is die dieper betekenis? Of jou goudvis elke 5 sekondes weer gevra, nou wat doen ek hier? Wat doen ek hier? Kan nie onthou nie. Want 'n dier is 'n liggaam sonder 'n gees, en die hemelwesens is geestelike wesens sonder die liggaamlike. Ons is die kombinasie van albei. Is dit nie amazing nie? Dis awesome, julle. En dan het God ook seks geskep as 'n gawe, as 'n geskenk, as iets awesome. En wat ons vanaand vir mekaar moet sê, ons is nie diere of engele nie, ons is mens en ons kan dit wees in oorvloed. Die probleem is, omdat ons die kombinasie van vlees en gees is, so waar 'n dier net volgens sy behoeftes leef en 'n engel en 'n geestelike wese net volgens die hoër purpose leef, is ons in die middel en ons het hierdie spanning. Ons het vlees en gees wat saam in hierdie lewe moet werk. Dit maak jou mens.
En die maklikste ding wat ons doen is, as daar spanning is om dit te onderdruk. Kom ons ontken dit, ons maak of dit nie bestaan nie. Ons is soos 'n volstruis met ons kop in die grond en ons gaan net aan. Ons praat net nie daaroor nie. Dit gaan nie maak dat dit weggaan nie. En daarom is dit nodig dat ons hieroor moet praat. Want dis goed en dis awesome, dis wonderlik dat God ons so gemaak het. In 1 Timoteus probeer Paulus vir hulle ietsie leer van waar ons staan, juis in die spanning waarin ons staan. En hy sê, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof, hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet, maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Daarom mense wat sê, kom ons praat net hieroor, kom ons vermy dit net, as ons dan sê, hierdie is vir ons 'n spanningsonderwerp, dan doen jy dit net nie en jy praat ook nie daaroor nie. En Paulus sê, luister, hier is 'n paar goed wat vir julle uitdagings is. En ons kan oor enige onderwerp, ons is nou vanaand besig in die verhoudingsreeks, om oor die fisiese uitdagings te praat, maar oor wat eet ek nie, mag ek op sosiale media wees, mag ek na uitgaanplekke toe gaan, hoe moet ek lewe, wat se keuse maak ek, terugkom hiernatoe, sê, party mense gaan net vir jou sê, jy mag net glad nie uitgaan nie, en jy mag net niks drink nie, en jy mag nie eers soen voor jy getroud is nie. Julle kan daai eerste soen voor die kansel geniet, en hy word kort geknip, want hulle gaan hande knap, en dan gaan die dominee sê, okay, kom, laat ons bid. So moet nie ook nie te veel uitsien na hom nie. Want dit is makliker, moet dit net nie doen nie. Wat Paulus sê is, alles wat God gemaak het, alles, hy gee die voorbeeld van voedsel, want voedsel was vir hulle probleem, wat mag hulle eet, wat nie. As jy die waarheid het oor wie God is en wie jy is in die opgestaande Jesus, kan jy met danksegging alles geniet. Want God en alles wat God geskep het, is goed. En God het die mens geskep, in sy beeld het hy die mens geskep, en God het die huwelik geskep, en God het vir die mens in die huwelik seks as 'n geskenk gegee, en dit is goed. Spesie of wese het die fisiese, geestelike en emosionele genot wat die intimiteit van 'n huwelik kan bring nie. Diere het 'n deel, engele het geestelike intimiteit, net ons het hierdie geskenk. Is dit nie fantasties nie? En dan sê die Here, dan sê Paulus, maar dit is goed. As jy dit met danksegging ontvang, dit kan nie verwerplik wees nie. Niks wat die Here geskep het, kan verwerplik wees nie. Ek wil hê jy moet vanaand, wanneer ons oor hierdie uitdaging in ons kultuur praat, dit hoor. Dat hierdie nie 'n sies onderwerp is nie. Dat hierdie nie 'n stoute onderwerp is nie. Dat hierdie een van die mooiste mooi is van God en sy skep van die mens. Maar dat ons saam met dit 'n verantwoordelikheid het om dit dan nie te verniel of te vernietig nie. Dit is soos 'n vlammetjie, 'n vuurtjie, is wonderlik. 'n Vuur kan lewe bring, kos bring, lig bring, maar hy kan ook verwoesting bring. As ons hom maar net toelaat om te brand soos hy wil. En dis dieselfde van ons begeertes. En om in enige van die twee kante te leef, is vernietigend vir jouself. In 'n onderhoud met Hugh Hefner vertel hy het in 'n huis groot geword waar seks slegs vir voortplanting. So in die geloof, hy het in 'n baie suiwer huis, hulle het nie meer vir mekaar drukkies gegee nie, daar was nie vreeslik kontak nie, en seks was iets wat net vir voortplanting was. En hy sê vir die wêreld, ek sal vir julle help om dit te ontsnap. As jy nie geweet het nie, en dis 'n goue sterretjie vir jou as jy nie geweet het nie, Hugh Hefner is die playboy ou. So hy om weg te kom van hierdie gebrokenheid van ons moet engele wees waarin hy groot geword het, swaai hy heeltemal na die ander kant toe, waar hy oorgee in die dierlike. Nie een van die twee
is goed nie. En deel van groot wees julle, en dis hoekom toe jy 'n kind was, kon jou ma net vir jou gesê het, nee, jy mag nie, of jy moet jou tande borsel, en jy moet gaan slaap, en jy moet leer. Deel van groot word van 'n volwasse persoon wees, en dis wat jy is om in hierdie spannings te kan saamleef. Om in hierdie menslikheid te kan saamleef, en te weet, alles hoef nie opgelos te word nie. En dis hoekom ons hieroor kan praat. Dis hoekom ons kan praat oor die feit dat jy 'n mens is wat ook 'n seksuele wese is, dat seks en verhoudings belangrik is. En dis hoekom wanneer ons oor hierdie onderwerpe praat, daar altyd baie mense is wat wil kom luister. Dat dit die goed is waarom mense die meeste vrae het. En wanneer ons hieroor praat en wanneer jy dalk in die week in jou selgroep hier gaan praat, gaan jy agterkom dat van die mees gerusstellende woorde in die heelal is ek ook. Ek sukkel ook hiermee. Dit is vir my ook moeilik. Ek is ook 'n mens. Ons het oor begeertes gepraat 2 weke terug en gesê, om kind van God te wees is om te leef en te glo, dit wat God vir my gegee het is goed, is genoeg en is goed genoeg. En dat die lewensfase waarin jy is, op baie gevaarlike plek is. En dat om 19, 20, 21, 25 te wees en single te wees, met ander woorde nie getroud nie, maar besig om te date, ek gaan uit, ek's tussen mense, hier's min toesig en min reëls, 'n baie gevaarlike tyd is om in te wees, en dit sal maklik wees om die leuen te glo dat ek kan dit net nie beheer nie. Ons staan almal, dink ek, op 'n manier skuldig voor God, omdat ons vergryp aan sy skepping op 'n manier, en dalk is dit hierdie onderwerp nie jou probleem nie, maar dat ons dit wat hy goed gemaak het, op baie maniere, ja, onsself aan vergryp. En deel daarvan is ons, omdat ons hierdie stryd voer van mens wees. Van gees en vlees in een. En ek dink, as ons praat vanaand oor die onderwerp, dan is dit juist 'n onderwerp waar amper almal iets het waaroor hulle skuldig voel. Dalk is jy gelukkig en jy het nog nie seks gehad nie, maar die probleem met intimiteit is, dit begin lank voor jy by seks is. Die kers brand jou lank voor jou, daar brand hom nou klaar. Die kers brand jou lank voor jou vinger in die vlam is. So jy hoef nie seks te hê, dat by 'n soen, by saamwees, by baie stappe voor seks, daar al intimiteit en seer is. En dan staan so baie van ons skuldig voor die Here. En dan is dit net so amazing, dat ons hierdie tekens by Jesus gekry het, wat ons help om te onthou, dat God se genade vir ons genoeg is, maak nie saak wat nie. En nagmaal is onder andere juis ook die viering van Jesus se mens word. Dat hy vlees aangeneem het, en die feit dat Jesus mens geword het, beteken dat hy medelee het met ons swakheid. So mooi in Hebreërs 4, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig, net soos ons, aan versoekings onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang, en so op die regte tyd gered kan word. As ons vanaand hier sit, dan weet ons, God ken ons. En Jesus verstaan ons. Hy weet, hy ken en hy verstaan jou menslikheid. En dan glo ons, dat toe hy die nagmaal gegee het, en hy God daarvoor gedank het, en hy die brood gebreek het, en gesê het, dis my liggaam, dis vir julle. Dit het gebreek vir julle, en dis my bloed, dit het gevloei vir julle. Dat hy dit gedoen het om 'n geleentheid te skep, waar ons kan terugkeer na God, en die lewe wat hy vir ons wil kom gee. Dat die nagmaal die geleentheid is, om weer deel te neem aan die oorwinning van Jesus Christus, selfs oor ons menslikheid. En ons sukkel. En dat die nagmaal die geleentheid is, om weer te submit onder God, en hoe hy ons geskep het, en wat hy vir ons kom gee het, en die manier hoe hy dit ontwerp het. Ek
wil vir jou geleentheid gee vanaand om op jou eie hierdie tekens te geniet. Ek wil vir jou geleentheid gee, jy gaan 'n liedjie speel, 'n video, waarna jy kan luister. En maak nie saak waar jy is op hierdie spektrum nie. Dalk het jy die leuen geglo en jy probeer nog heeltyd 'n engeltjie wees. Dis nie wie God jou gemaak het om te wees nie. Staan in jou volle mens wees voor God. Dalk staan jy vanaand voor die Here en sê, Here, maar ja, ek het die leuen geglo dat, wel, as dit reg voel en lekker is, dan is dit oukei. Dat dit nie saak maak nie, want dis my liggaam. God stel belang in my gees. Ek wil jou nooi om op jou eie tyd, hierdie tekens, dat Jesus sê, ek verstaan, maar weet wat, ek gaan jou nie daar los nie, want daar's meer. En selfs hierdie het ek vir jou gemaak, om awesome te wees. Nie sleg nie, nie lelik nie, mooi. So ek wil vir jou geleentheid gee om dit wat in jou hart is vir die Here te gee. Jy kan die lied klaar luister en dan, of jy kan tydens die lied wanneer jy gereed is. So, jy hierdie tekens by jou, kom na die Here toe, en dan met vrymoedigheid ontvang jy sy genade. Dankie Aria, jy kan vir ons die lied opset. I'm the one who held the nail. It was cold between my fingertips. I've hidden in the garden. I've denied you with my very lips. God, I fall down to my knees with a hammer in my hand. You look at me, arms open, forgiven, forgiven. Child, there is freedom from all of it. Say goodbye to every sin. You are forgiven. I've done things I wish I hadn't done. I've seen things I wish I hadn't seen. Just the thought of your amazing grace, and I cried, Jesus, forgive me. God, I fall down to my knees with a hammer in my hand. You look at me, arms open, forgiven, forgiven. Child, there is freedom from all of it. Say goodbye to every sin. You are forgiven. I could have been 6 feet under. I could have been lost forever. Yeah, I should be in that fire, but now there's fire inside of me. Here I am, a dead man walking. No grave gonna hold God's people. All the weight of all our evil, lived it away, forever free. Who could believe? Who could believe? Forgiven, forgiven. You love me even when I don't deserve it. Forgiven,
Toe Jesus die Israeliete bevry het uit Egipte uit en hulle in die woestyn ingegaan het, het hy sy teenwoordigheid aan hulle bewys deur in die dag met 'n wolkkolom oor hulle te wees en in die nag met 'n vuurkolom. En hierdie teenwoordigheid van God staan bekend as die Shekinah van God. Later, nadat hulle die beloofde land in is, het God nie meer op hierdie manier by hulle gewees nie, maar die Jode het aangehou en ons sien dit, jy sien dit selfs in die Nuwe Testament dat wanneer Jode bid, maar veral ook toe hulle 'n doek oor hulle kop gesit het om die teenwoordigheid van God aan te dui. En hierdie doek het hulle die hoepa genoem. En die gebruik in die Joodse tradisie was dat wanneer 'n Joodse paartjie in God se teenwoordigheid gestaan het en getrou het, het hulle onder die hoepa gestaan en hulle het dit, soos julle dit hier sien, vasgebind aan 4 stokke en dit was 'n lap om God se teenwoordigheid te simboliseer. Dis hoekom dit vandag nou nog so is dat jy onder 'n dak moet trou. Dis in die wet. Niemand weet hoekom nie, dis hoekom. Dit kom eintlik uit die Bybel uit. En die kappel het dan saam onder die hoepa gestaan en geglo hulle staan in God se teenwoordigheid en hulle beloftes aan mekaar gemaak voor hulle familie en vriende as getuies. En dan het hulle vriende en familie die hoepa gevat aan die 4 stokke en dit gaan vasmaak bo hulle bed. En dan het die familie en die vriende uitbeweeg en buite gewag en die paartjie het onder die hoepa in die teenwoordigheid van God seks gehad. En dan was hulle getroud. Dan eers. Dan kon die party begin. En dan het hulle 'n week lank party gehou, onthou dit. Julle dink julle hou lekker party by troues, julle mis dit nog. Maar eers wanneer hulle seks gehad het en een geword het onder die hoepa in die teenwoordigheid van God, was hulle getroud. Dalk sê die Bybel nêrens seks voor huwelik is sonde nie. Maar wat die Bybel wel sê is, seks is die begin van die huwelik in God se oë. En miskien is die probleem van die gebrokenheid van ons wêreld dat ons seks onder die hoepa uitgehaal het. Dat dit nie meer iets is wat in God se teenwoordigheid gebeur nie. Dalk is daar 'n klomp goed wat ons onder die hoepa uitgehaal het. Ons leef dalk onder die hoepa uit. En dan wil ons hê, wanneer ons trou, moet ons weer onder die hoepa kan staan en God se seën en teenwoordigheid geniet, maar ons het vergeet hoe om onder dit te leef. En miskien is die probleem dan nie dat seks voor huwelik verkeerd is nie, maar dat as jy vanaand met iemand slaap en volgende week weer jy met iemand getrou het en jy dan skei en weer met iemand trou en weer met iemand trou en daar is net plek vir 2 onder die hoepa. Dis dalk hoekom verhoudings nie hou nie, huwelike nie hou nie en ons so sukkel om te connect. Ek wil jou uitnooi. Ek weet dit is moeilik, maar dis die moeite werd. Om hierdie belofte aan jouself en aan die Here te maak. Om te sê, Here, U het my mens gemaak en ek wil die beste wat U gemaak het geniet. Ook eendag in my huwelik en daarom, al is dit nou moeilik en ons skree die wêreld vir my iets anders. Daarom gaan ek U vertrou in my verhouding en as ek single is, great, maak hierdie besluit en hierdie belofte nou. En as ek uit die hoepa uit geleef het, kom terug. Kom leef in God se teenwoordigheid. Hoekom? Sodat jy kan hemel toe gaan? Nie skuldig voel nie? Nee. It's awesome. It's awesome in God se teenwoordigheid. In die konsistorie hier agter is daar 2 hoepas opgeslaan. En ek wil jou nooi, as jy in 'n verhouding is, dalk is jy nie in 'n verhouding, dalk is jy lankal in 'n verhouding. Dalk het julle dit nog heeltyd reg gekry om julle verhouding skoon te hou, dalk nie. Dit maak nie saak nie. Maar ek wil julle nooi om julle kan met die badkamerdeure ingaan om as paartjie, en dit gaan net julle wees in die Here, onder die hoepa te gaan staan en iets van die simboliek te ervaar. En die geestelike leier, wat hopelik die man in die verhouding is, kan net 'n kort gebed doen wat sê, Here, ons wil in U teenwoordigheid lief wees vir mekaar. Help ons, lei ons. En as dit terug onder die hoepa is, sê vir Here, hier is ons weer, ons was nie hier nie. Help ons om nou hier te wees. In U teenwoordigheid. Moenie skaam wees nie, moenie huiwer nie. Jy kan regtig ingaan met vrymoedigheid. Daar sal net 1 kappel op 'n slag onder die hoepa wees, so dit sal nie vir jou vreemd wees nie. Maar jy kan na die diens, na ons die slotlied gesing het, kan jy uitbeweeg en of by die mansbadkamer of damesbadkamer se deur by die konsistorie ingaan en gebruik maak van hierdie geleentheid. In 1 Korintiërs 6 en hiermee sluit ek af, sê Paulus, julle het die Heilige Gees wat in julle woon, van God ontvang
en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Mag dit jou lewe wees. Amen.